Ek hoop dat jy vanoggend reg is om met jouself nie te argumenteer nie, maar jouself te dissiplineer. Jou kop praat, maar jou hart sê. Daai is 'n baie moeilike plek om by te wees. Op 'n plek waar jou kop vir jou een ding sê, of jou kop sê een ding en jou hart sê heeltemal iets anders. Ek dink dit is 'n plek waar mens soveel kere kom. Jy kom op 'n plek wat jy sê, ek weet, ek moet 'n besluit neem. Maar hoe gaan ek dit doen? Hoe moet ek moet 'n besluit neem. Ek kan nie 'n besluit neem nie. Ek moet 'n besluit neem. En dan begin jou kop en jou hart met mekaar argumenteer en stry en jy begin goed dink aan soos wat sal die gevolge wees? Wat gaan die gevolge wees van hierdie besluit wat ek gaan neem? Of jy begin dink aan mense. Wat gaan hierdie besluit wat ek neem aan mense doen? Hoe gaan dit mense beïnvloed? Hoe gaan dit my beïnvloed? Hoe gaan mense my sien? Hoe gaan ek mense in die oë kan kyk as ek die besluit geneem het? Of jy begin dink aan omstandighede. Hoe gaan hierdie besluit wat ek gaan neem my omstandighede beïnvloed? Nou ongelukkig is dit so dat ek dink die mense kop net 'n besluit wil neem. Ons moet net hierdie saak afhandel. Ons moet net die besluit maak dat ons kan aangaan. En jou kop is die een wat 99% van die tyd alles wil uitredeneer rondom gaan hierdie vir my lekkerder wees of en jou hart sê vir jou hart is eerlik. Want jou hart is die plek, ons gaan nou lees waar God in werk. Hy sê jy moet hom soek en dien en opregte hart en die wat se harte onverdeeltelik op hom gerig is en daar's baie verse. En jou hart is bekommerd en jou hart is baie keer eerlik en sê vir jou hierdie gaan glad nie lekker wees nie. Hierdie gaan baie moeilik wees. Jy gaan seer kry. En jou kop sê ja, maar as jy nou gaan seer kry, moet dit dan maar nie doen nie. Ek weet vandag ek's nie die enigste een wat daar gesit het of daar sit of daar deurgaan of ek moet 'n besluit neem. Vandag sit ons hier en elkeen van ons sit met daai vraag amper daagliks. Dis 'n konflik in jou binneste daagliks. Hoe gaan ek hierdie besluit neem? Dis 'n kruispunt waarvoor jy staan. Ek moet 'n besluit neem. Soos wanneer jy vir jou kind sê, besluit nou wat jy wil hê. Sy voor daai sweetsrak staan, hè? Besluit nou net wat jy wil hê. Asseblief, ons gaan nie die hele dag hier staan nie. Net so is daar iets wat vir jou sê, besluit nou net wat jy wil doen. Maar, sê ons dan vir ons kinders, as jy nou daai een gevat het, dan gaan jy nie van myne ook vat nie, né? Of maar, as jy dit nou besluit het, dan moet jy dit deurvoer. Maar, ons almal ken hierdie situasie baie goed. 'n Geleentheid klop aan jou deur. Moet ek hierdie werk vat, moet ek nie, moet ek soontoe, moet ek trek, moet ek nie. My kop sê, yes. My kop sê vir my, dis groener weivelde. Jou kop sê vir jou, dis al 'n ander baas. Is nie 'n beter een nie, maar is al 'n ander een. 'n Uitdaging daag skielik voor jou deur op. 'n Mens daag skielik voor jou deur op. 'n Keuse moet gemaak word. En net daar begin die innerlike konflik. Nou kom ek verduidelik gou vir u. Ons koppe, die meester van logika en rede, ontleed al die feite. Ek weet nie van u nie, maar ek hoef nog nooit vir my kop te gesê het, hoor hierso, dink gou 'n bietjie wat gaan nou alles gebeur nie. As dit pikdonker is en is load shedding en die honde blaf en iets val aan die ander kant van die huis, van die muur af, dan hoef jy nie vir jou kop te sê, hier's iemand in my erf.
Jou erf het dit lankal. Jou kop het dit lankal gedink. Jou kop het al planne gemaak wat jy gaan doen, hoe jy wou, gaan jy skree, Jou kop is die meester van logika en rede oor al die feite. Dit oorweeg al die voor- en nadele. Voordat jy enige besluit neem, dink gou mooi daaraan, outomaties het jou kop klaar aan al die voordele en nadele gedink. Nee? Outomaties, jy het nie vir jou kop gesê, kom ons maak gou 5 punte van voordele en 5 punte van nadele nie. Nee, dis wat jou hart doen, want jou hart wil hê jy moet sien, 'n bietjie wag en seker maak. Jou kop dink hulle sommer self, voordele en nadele van yes, dit doen. En ons bevind ons op 'n plek wat ons die verkeerde besluite maak en dan sê ons, ag, maar dis 'n ou foutjie. Toe maar. Dis nie so erg nie. Dis alles goed wat jou kop doen. Jou kop bereken die risiko's, maar ook die belonings. Jou kop sê vir jou, soos as jy 'n tiener is, vat maar die kans, jy gaan dalk pak kry en jy gaan dalk jou foon vir 'n week verloor, maar ag, is ook nou nie so erg. Ek sal net vir my pa chokletjie koop of mooi om verskoning vra en sy rugkielie, dan sal ek weer my foon terugkry. Jou kop sê vir jou, maak dit sin of maak dit nie sin nie. Want jou kop wil hê iets moet sin maak. Jou kop wil dit verstaan. Maar jou hart, daai diep innerlike wete, wat verder gaan as net jou blote logika. Daardie stem van passie, integriteit en geloof wat vir jou sê, hierdie is nie, daar's nie vrede nie. Ek het eendag gepreek oor daar's 'n verskil tussen tevrede wees en vrede hê. God wil nie ons moet net tevrede wees nie, hy wil hê daar vrede in jou huis, in jou lewe, in alles moet wees. Nie tevrede nie. Tevrede sê, ag wie wat, ons beklei elke dag, maar dis okay. Ons battle dit maar uit. Vrede sê, weet jy wat, ons moet op 'n punt kom wat ons nie meer so kan battle elke dag nie. Vrede. Jesus sê, ek het gekom sodat julle vrede op aarde kan hê. Jou hart is die een wat vir jou sê, maar wat van môre? Wat van jou toekoms? Wat van oormôre? Wat van volgende jaar? Wat van jou goeie en positiewe drome, beloftes en begeertes wat jy jouself gemaak het? Die eerste grootste teleurstelling. En ons geen beter voorbeelde omdat ek het al so baie in my lewe gesien het. Ek werk, dink 23 jaar hierdie jaar met tieners. Die grootste teleurstelling is wanneer 'n meisie haarself vir 'n seun gegee het en sy sê, ek het myself altyd beloof ek sal dit nooit doen nie. Daai teleurstelling, nadat jou hart vir jou gesê het, nee. Maar jou kop sê vir jou, ai, maar die man het my beloof en dis 'n battle, dis 'n battle, dis 'n battle, dis 'n battle. Hoe kies ons tussen die bekende en die onbekende? Hoe kies ons tussen die veilige en die vrye wil? Die gevaar in die realiteit is, dat sielkundiges bepaal het, dat ons te dikwels toelaat dat ons koppe die enigste praatwerk doen, en ons verlam ons harte. Die interessante ding is, jou kop maak 'n besluit, maar jou hart lê daaronder. Dink gou 'n bietjie mooi daaraan. Jou kop maak 'n vinnige besluit, yes. En môre lê jou hart daaronder, want nou moet jou hart die las dra van die teleurstellings wat jy veroorsaak het. Jou kop het al klaar weer begin planne maak om dit vinnig beter te maak. Jou man of jou vrou is teleurgesteld in jou, diep teleurgesteld in jou kop is al klaar weer planne, of hy maak planne om te sê, nee, maar vat haar net see toe, dan gaan sy vergeet, moenie worry nie.
Nee my vrou. Vat dan net 'n bietjie see toe, dan voel sy weer beter. Jou kop maak lankal weer planne. Maar binne in jou hart is jy stikkend, jy's gebroken, jy's teleurgestel. Jy dink, hoe kon ek? En jou kop sê vir jou, nee man, nou nie daaroor bekommerd wees nie. Daar's baie visse in die see. Sy wil gaan, laat sy gaan. Jou hart sê vir jou, maar jy het aan God 'n belofte gemaak. Jy gaan moet fight. Ons word verlam deur ons koppe. Deur 'n paar maniere. Een is die vrees vir mislukking. Die oomblik as daar 'n uitdaging voor jou gestel word, dan sê jou kop, ek moet net nie verloor nie. Jou hart sê, ons kan liewer 'n paar van die gevegte verloor, maar ons moet die oorlog wen. Jy kan liewer 'n paar vriende of mense verloor, maar jy kan liewer jou gesin behou. Ons word verlam deur drange na sekuriteit. Baie vroue in vandag se tyd neem 'n besluit om te bly by mans wat hulle swat en mishandel en verkleineer en ek weet nie wat alles nie, want sy het geen ander heenkome nie. Sy's verlam. En sy moet maar bly waar sy is. Sy moet maar tevrede wees met wat sy het. Want sy het geen ander heenkome nie. Haar hart sê vir, is daar nog 'n God? En haar kop sê vir, byt jy maar net vas. Miskien gaan hy môre verander. Baie jong mense, seuns en dogters, veral dogters. Ek het baie keer vir tieners gesê, as jy uitgaan, en jy beklei 1 keer 'n maand, dan gaan jy 1 keer 'n week beklei as jy getroud is. Dis die realiteit. Maar jou kop sê vir jou, ag, maar hy's so oulik man. Hy doen sulke oulike goedjies. Ek het nou eendag 'n paartjie getrou, toe sê die dogter vir my, dit was eintlik vir my so mooi geweest, toe sê ek sien 'n dogter, want ek ken haar vandat sy in laerskool was, sê sy vir my, pastoor, hy is nou nie die romantiesste ou nie. Maar as hy sê ja, dan is dit ja. As hy sê nee, dan is dit nee. Ek het nog 'n grap, toe sê ek, maar het hy darm al ooit vir jou 'n blommetjie gebring? Toe sê sy, nee pastoor. En toe slat sy my asem weg en sy sê, maar hy het sy hele hart vir my gebring. Ek dog hulle het hierdie romanse afgespreek voor die tyd. Mooi, né? Wees versigtig vir die een wat dalk elke dag blomme bring. Sulke rede. Ek grap baie keer, dan sê ek vir die mans, as jy droog gemaak het, moenie so groot bos blomme koop nie, want die eerste keer wat jy dit nie doen nie, gaan sy wonder wat nou. Ons hart en ons gedagtes beklei, ons almal wil lief, ons almal wil. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, fight liewer die gemors wat in jou kop aangaan en vind vrede in jou hart, as wat jou hele lewe 'n gemors is. Ons verlam ons koppe en ons ignoreer die fluister van ons harte. Op 'n stadium het ek gebid en toe sê ek, Here, my kop praat hard en duidelik met my. Ek hoef nie te wonder, my kop praat hard. Hy gaan my hart 'n bietjie, my kop praat hard, maar hy gaan my hart 'n bietjie nader aan my kop moet skuif, dat ek hom duideliker kan hoor. Want ek voel meer kere skuldig en spyt oor iets, as wat ek goeie besluite maak. Dis die realiteit. Soms sukkel ek om my hart te hoor. Ek weet nie wie van julle Julius Megan ken nie, daai sanger. Hy het 'n interessante ding wat hy homself aangeleer het. Dit was vir my 'n bietjie van 'n frustrasie geweest tot ek hom beter leer ken het. Want soms frustreer dinge wat jy doen mense tot jy jou beter leer ken, hè. En Julius het 'n ding wat hy doen, maak nie saak wat jy hom vra nie, wanneer jy met hom in gesprek staan. As jy hom enigiets vra, hy vat so 1 of 2 sekondes voor hy jou antwoord. Het julle al omtrent toe WhatsApp net uitgekom en dan bel jy oor see op WhatsApp?
dan sê jy later dan, hallo is jy daar, dan begin hy ook praat, en dan die hele conversation deur mekaar. Het vat so 'n bietjie, ek dog die ou het 'n delayed reaction of iets. En op 'n stadium toe vra iemand vir hom, toe sê hy was iemand, wat soos 'n jong kind, as jy met hom praat, hy het klaar die antwoord, jy het nog nie die vraag klaar gevra in die hand, hy het klaar die antwoord. Hy sê toe bid hy eendag en vra die Here moet hom help, dat hy kan luister wat iemand sê, en dink voor hy praat. Soos ek sê, dit het my verskriklik gefrustreer, tot ek besef het, wow, hy luister aandagtig tot jy klaar gepraat het, en dan dink hy net 1 of 2 sekondes voordat hy antwoord. Wat ons antwoord baie keer, wat ons kop sê, nie wat ons hart wil hê ons moet sê nie. Wat sê die skrif? Die skrif sê glad nie dat jy jou kop, die logika en die rede moet ignoreer nie. Glad nie. Want as jou kop gevul is met goeie, dan gaan jy later al beter en beter goeie besluite, vinnige besluite neem. Maar Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou ek het al in hierdie gemeente baie keer gepreek daaroor. Jou hart is die kompas van jou hele lewe. Dis die bron van jou passie en jou roeping. Dis die plek waar God deur sy gees met jou praat. Dis hoekom hy sê bewaar, bære die woord van God in jou hart. Want jy lewe vanuit jou hart. Ons maak verskriklik baie dom besluite en keuses. Baie. En ek dink ons almal weet hoe dit voel as jy klaar besluit geneem het en jy dink na die tyd, ek moes dit nou nooit gedoen het nie. Ek voel so sleg. Dis wanneer jou hart inskop. Dis wanneer jou hart intree en sê, selfs al het jy klaar die besluit geneem, wil ek hê, jy moet weet, ons los dit nie daar nie, nou moet ons dit regmaak. Nou moet jy teruggaan na daai persoon toe, en jy moet nou vir daai persoon gaan sê, luister, ek gaan dood eerlik wees met jou, ek het net gesê. Maar dis nie wat dit moet wees nie. Hoe gaan ons beter besluite neem? Hoe gaan ons maak dat ons gedagtes en ons harte met mekaar kommunikeer? Eerstens, soek God se leiding. Jy's 'n kind van God, jy's 'n Christen, nie net om hemel toe te gaan nie. Ek weet dis jou eindbeloning. Maar ek weet nie of jy dit weet nie, maar jy is nie 'n Christen net om hemel toe te gaan nie. Jy's 'n Christen om God se lewe hier op aarde uit te straal. Om sy hande en voete te wees, noem die Bybel jou. Om dit wat jy sê en dit wat jy doen, met ander te bemoedig, te ondersteun, te help, by te staan, dis hoekom jy 'n Christen is. Dit is baie eenvoudig. Wat het Jesus vir sy disippels gesê? Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Gaan doop hulle. Jy's 'n disipel om God se werk uit te voer. Ek wil jy moet vanmôre punt nommer 1 besef. God vertrou jou om vir hom te werk. Dit beteken, ons het laasweek vir al die mammas ook gesê, jy is goed genoeg. Jy is nie 'n oeps nie. Jy's nie 'n mislukking nie. Jy's nie beplan nie. Jy's nie wie jy gedink het jy is of wat mense sê jy is nie. Jy is wie God sê jy is. En as God jou aanvaar, dan sal hy jou toerus om sy werk deur jou te doen. So maak nie saak wie jy is nie. Jy is goed genoeg. Maak nie saak waar deur jy alles is in jou lewe nie. Jy is. Hy vra wanneer die wysheid kort kom, bid dit van hom.
Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwy, en dit aan hom sal gegee word. Nou hoor gou baie mooi, as jy gaan kyk wat beteken wysheid regtig. Dis maklik vir my om hier te staan om te sê, luister ouens, as jy wysheid kort kom, bid dit van die Here, hy gaan dit vir jou gee. Maar as jy nie weet wat wysheid is nie, dan gaan jy nie weet wat om daarmee te doen nie, al gee God dit vir jou. Nee? Dan gaan jy nie idee, jy gaan nie eens weet jy dit gekry nie. So kom ons kyk, wysheid is die vermoë om kennis, ervaring en goeie oordeel toe te pas. Here, ek het wysheid nodig, ek het kennis nodig, ek het ervaring nodig, sodat ek goeie oordeel, beter oordeel in my eie lewe kan toepas. Sodat ek kan onderskei tussen reg en verkeerd, sodat ek kan weet. Dit beteken om gesonde besluite te neem. Here, ek het wysheid nodig. Ek moet gesonde besluite neem. Gesonde besluite beteken, dit gaan nie my beskadig nie, en ek gaan nie skade aanrig as ek daai besluit geneem het nie. Wow. Dit beteken om die kompleksiteit van die lewe te bestuur. Met ander woorde, wanneer die lewe op sy heel moeilikste is, dan staan jy op en jy's kalm en jy sê, ouens, ek dink, kom ons gaan so. Kom ons doen dit. Almal hardloop in verskillende rigtings en jy sê, wag, stop net, kom net gou, kom ons almal kom by mekaar. Dis wysheid. Wysheid sê om die onderskeidingsvermoë, om te kan onderskei. Etiese oorwegings in besluitneming. En hoor wat sê onderskeiding. Onthou ons bid dat die Here ons sal wysheid en onderskeiding gee, né? 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 11. Hy sê, want aan een word die gees van 'n woord van wysheid gegee, en aan 'n ander woord van kennis vanweë dieselfde gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde gees. Aan 'n ander werking van kragte, en aan 'n ander profeseë, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel soos hy wil. Hy praat hier van die gemeente. Nou ek wil nou vanmôre vir julle sê, 100%, as ek die gawe van profesie het, wie wat vanoggend hier sit, moet bid vir die siekes. Wie het onderskeiding van geeste? Wie wat hier sit het die genadegawing van tale? Wie die gawe om dit uit te leg? Want as ons 'n gemeente liggaam is, moet daai goed alles in ons gemeente wees. Dis vir die Bybel sê. Nie die ou wat hier voor staan nie. Hy sê aan elkeen, wat is jou gawe? Wat moet jy doen vir die koninkryk van God? Wie is daai ou nou weer wat Zerubbabel sê, maar in 'n geval, daar's 'n ou wat ons baie jare terug gekyk het, toe ek nog tieners gehad het en gedoen het. Hy staan voor in die kerk, en hy het Zerubbabel sê, hy's totaal in mekaar getrek, en dan sê hy op 'n stadium, hy kan nie eens Jesus reg uitspreek nie, hy sê Jesus of so iets. Maar op 'n stadium vra hy, I've got cerebral palsy. What is your problem? What is your excuse? What are you doing for the kingdom of God today? Hy's gestreng, maar hy preek. En dan sê hy op 'n stadium, hy het baie met die Here gefight. Hy kom uit 'n pastorie uit. Sy pa het 'n massiewe groot kerk gehad. En hy het altyd geglo, God gaan hom bonatuurlik gesond maak. Hy sê maar jare later, nadat hy die ergste ding is, hy het sy pa verloor op 'n jong ouderdom. Hy het sy ma verloor toe hy nog in, ek dink, laerskool of hoërskool was. Sy susters het hom naderhand almal weggegooi. By die skool het almal hom gepootjie en getrip en geterg en geleide gemaak omdat hy nie mooi kan praat nie. Een van sy susters, een van hulle, sê ek sal jou nie weggooi nie.
Hy het in die nag gelê en huil en die Here gesmeek om sy lewe te vat. Hy's 'n niks werd. Dis wat mense gesê het. Hy's in die pad. Sy eie familie het gesê ons kan nêrens heen gaan nie, want ons moet na die ding kyk. Hy sê hy wil nie meer kerk toe gaan nie. Hy ken kerk. Hy het groot geword in die kerk. Hy stel nie belang in kerk nie. Maar een suster sê, ek sal jou nie los nie. En sy hou aan om elke Sondag kerk toe te nooi en hy vertel in sy getuienis, hy sê hy besluit, laat ek haar tog net stil maak en net kerk toe gaan. Ek het dit ook gedoen. My ma het my ook gek gemaak en toe dink ek, laat ek tog maar net kerk toe gaan, want sy gaan nou nie ophou nie. En julle ken my ma, hulle sit nog altyd heel voor in die kerk. Ek wil slaap, ek wil by die huis kom. En hy vertel, hoe hy uitloop vorentoe. En jare later sê hy, as hy nie cerebropalsie gehad het nie, het daai duisende mense wat gesit en luister het vir hom, dalk nie vir hom geluister nie. Maar 'n man, wat 'n niks werd genoem is, wat geen toekoms het volgens mense, volgens die onderwysers, volgens sy eie familie, staan op en sê, luister, I've got cerebral palsy, what is your problem? En dan sê hy, sommige van julle moet by die kinderkerk werk, sommige van julle moet by die vrouens help bedien, sommige van julle moet in die koor sing, sommige van julle moet, hoekom doen ons dit nie? Ek moet 'n bietjie kyk of ek daai ding kan kry, dan speel ons so 'n bietjie een Sondag, luister ons daai 45 minute, daai ding, ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan hier uitstap en besef, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, God wil jou gebruik. Hy wil. Om duidelik die verskil tussen dinge te kan sien, dis onderskeiding. Om tussen opsies te kan reg kies. Dit verwys ook na die gawe om geestelike en goddelike dinge te kan onderskei. Tweedens wil ek vanmôre vir jou sê, so onthou eerstens bid, gaan vra dit by God, hy wil jou gebruik. Tweedens, ken jouself. Wat is jou waardes in die lewe? Weereens, ek het baie jare terug gepreek oor waardes bepaal rigting. As dit vir jou voel, jy kry nie rigting in jou lewe nie, gaan kyk maar net bietjie na die waardes in jou lewe. Die oomblik as jy sekere waardes in jou lewe weer terugbring, dan, ek wil amper sê, dan skop die turbo sommer weer in. Dan gaan jy sommer weer vorentoe. Die oomblik as jy jou waardes begin prys gee, dan daal jou standaarde. En die oomblik as jou standaarde daal, dan gebruik ons daai gesegde wat ons sê, meng jou met die semels, dan vreet die varke jou. Nee, hoor baie mooi wat ek vanoggend sê. Jy kan tussen die 20 grootste sondaars in hierdie lewe sit, maar as jou waardes reg is, sal dit jou nie beïnvloed nie. Moenie jou onttrek uit die samelewing uit, omdat jy dink, jy is te geestelik vir hulle nie. Maak seker jou waardes is in plek, en jy sal rigting behou. Ken jouself, Kolossense 3 vers 3 in die boodskapvertaling sê so mooi, hy sê, onthou, julle waardes het verander toe julle Christene geword het. Julle ou belangstellings en leefstyle is dood en is klaar begrawe. Julle het 'n nuwe lewe gekry. Dit waarborg God julle. As jy 'n nuwe lewe gekry het, as jy wedergebore is, het jy 'n nuwe lewe gekry, God waarborg dit vir jou. So dinge in jou lewe moet verander. Dit kan nie dieselfde bly nie. Wat is jou passie? Wat is jou drome? Een van my gunsteling motiveringssprekers, ou Steve Harvey, daai Amerikaner. Hy het my baie geleer al in my lewe. Hy het 'n bord wat hulle noem 'n vision board. Hy sê in sy kantoor, oral waar hy gaan, het hy al sy beplanning, sy drome, skryf hy neer en hy lees dit elke liewe dag. Waarheen is jy op pad? Habakuk 2 vers 2 sê, ek gaan dit in die Engelse vertaling lees, in King James, hy sê, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain, that he may run that readeth it. Met ander woorde in Afrikaans sê hy, skryf die visie,
in groot duidelike letters, dat selfs as iemand verby hardloop, dan moet hulle dit kan sien. Skryf neer, waarheen is jy op pad? Waar wil jy oor 5 jaar wees? Wat wil jy sien in jou eie lewe oor 5 jaar? Ek weet ons almal sien uit na pensioen, maar vra die wat op pensioen is, as jy daar is, dan is jy weer bang daaroor. Dis soos iemand wat eendag gesê het, ek wens, en toe wens hy sy hele lewe verby. En toe lewe hy nooit nie. Wat wil jy bereik in jou lewe? Maak nie saak hoe jonk of oud jy is nie. Luister wat ek sê, as God jou wil gebruik, dan het jy nog baie om voor te lewe. Dan het jy nog baie om te doen. Ontsaglik baie. Ek wil graag 'n gedeelte met julle deel oor 'n seun. Ek weet baie keer as jou kinders so aanjaag, dan sê jy, dis nie wie hy werklik is nie. Dis nie, ek ken nie hierdie mens nie. Op 'n stadium was daar 5 seuns wat gearresteer is, so in, ek dink 2004, 2005 in Rustenburg, wat dwelms by die skool verkoop het. Toe was ek nog deel van UCAN, toe het ons hulle gearresteer, het was op die nuus gewees en alles. Wel, ons het hulle nie gearresteer nie, ons het hulle laat arresteer. Nou staan ek by die tronk waar hulle nou uit die bakkie uit moet klim, om binne in die selle in te gaan. En die enigste ma wat ons betyds in die hande kon kry, gryp haar seun so aan sy arm en hulle klou aan mekaar. En die polisieman sê vir haar, leave him. En sy sê, nee. Hy sê, leave him. Naderhand slap hulle hande so uit mekaar uit. En die enigste woorde wat sy uitrus, ek ken my seun. Dis nie wie hy regtig is nie. En daai woorde het ek vir weke lank, het so my kop afgespeel. 2 dae later, toe ek hulle in die tronk gaan sien, of in die selle gaan sien om met hulle te praat, toe sê ek, jou ma sê dan dis nie wie jy is nie. Hoekom doen jy sulke goed? En sy enigste antwoord is, want is lekker. 'n Kopbesluit. Weet nie wie van julle wat op TikTok is, het daai ou gesien wat 12 jaar lank die heroïne verslaafde is nie. Genadiglik, deur die genade van die Here, het die Here sy lewe gespaar, en ek glo, en dit lyk vir my of hy op die herstelpad is, maar hy het soveel breinskade. En sy sê baie keer het sy hom gesmeek, en dan dink hy, ag maar, wat weet jy man? Ou mense, kopbesluite, jare later, sê hulle spyt kom te laat. Derdens, luister na jou intuïsie. Intuïsie is daai onmiddellike, spontane ding wat vir jou sê, nee. Meeste mans en vrouens en kinders en almal wat met wie ek praat, het sy dit of drugs of enige iets, sê ek, het daar nooit op een of ander stadium iets vir jou gesê, moenie, dan sê hulle almal vir my, ja, daar het. Maar jou kop het aangehou en gesê, nee man, ja, nee, vinnig, gou, 1. Jou hart het dadelik gesê, nee, klaar, luister, wanneer jou hart sê, nee. En laastens, wees dapper. Jy gaan moet dapper wees, as jy die regte besluite wil begin neem. Vir my eie pa, as 'n voorbeeld gebruik, want dis iets wat ek so trots op kan wees. Hy was vir baie jare in 'n ander kerk, in 'n ander denominasie, is my ma gewees, my ma was in die AGS, en sy het eers saam met hom kerk toe gegaan, sy het nie groot geword in die kerk nie. En elke keer dan gaan sy saam met hom, en kom sy by die huis, dan sê sy maar, iets kort, sy voel daar moet meer wees. En naderhand uit frustrasie uit, sê hy van, man, hier om die hoek, ons het daar in Rustenburg en Kreerstraat gebly, net onder die spoor, nou net bo die spoor was AGS sentraal gewees, ek dink dan die tokkele was ook daar gewees, uit frustrasie uit, sê my pa vir my ma, man, hier's 'n sirkus net hier om die hoek, gaan daar na hulle toe, gaan. Hy sê maar toe sy haar voete by die huis insit, toe sien hy op haar gesig, joe,
En al wat sy sê is, dis hy. En hy sê vir haar, nou maar uit, gaan jy, dis reg, geen probleem nie, maar ek gaan nie saam met jou nie. Maar 'n paar jare later, ek kan nie onthou hoeveel presies nie, 'n paar jare later, besluit hy, uit die bloute uit, vanoggend wil hy nou saam met haar gaan. En ek gaan weer sê, my ma sit haar lewe lank tweede ry van vooraf. En die oggend wat hy nou besluit, okay, ek sal nou maar bietjie saam met haar gaan, is Pinksterdiens. Nou vir julle wat in die AGS groot geword het, Pinksterdiens is 'n 5 ure diens. Want is Pinkster, dis die uitstorting van die Heilige Gees, Pinkster wat ons almal herdenk. En my pa sê, hy het die musiek nogal geniet, want meeste van julle wat hom ken, hy het band gespeel sy lewe lank. En hy het 2, 3, 4 uur in die oggend by die huis gekom, en dan Sondag, gaan hy maar kerk toe, so hy het die musiek geniet, dit was al nie vir hom te erg nie. En die pastoor roep hom, en hy sê vir hom, jy kom hier. En hy sê, lank genoeg het jy die talent en die gawe wat God jou gegee het vir die wêreld gebruik. Het is tyd om het vir God te gebruik. 'n Paar weke later sit hy sy gitaar neer en hy sit die whisky glas neer en hy sê, ouens, ek's klaar. En hulle almal gaan maar aan, ja, so. Toe hulle om die week daarna bel en sê, right, ons is aan, toe sê ek het julle gesê, ek's klaar. Sê jy, kan ons nie drop nie, jy is die hoofsanger, jy is die myn ou, alles gaan oor jou. Op 'n stadium in die bands beklei om hom daar te hê. Jy kan dit nie doen nie. Sorry ons. Ek's klaar. Dis God's. Om jou beste pelle te sê, ouens, ons kan vriende bly, maar ek's klaar. Ek het die Here beloof, dis klaar. Hulle was al die jare vriende. Baie jare later het Henny Koetser, wat saam met hom in die band gespeel het, is 'n predikant by NG Berse gemeente gewees. Hy het nou al afgetree. Hulle was nog deur al hierdie jare vriende. 'n Bewys dat jy kan opstaan en sê nee, en niemand weggooi nie. Ek wil jou vandag vra, is jy reg om te begin besluit te neem, want dit gaan baie moeilik wees. Jou kop gaan vir jou 1000 redes gee, hoekom dit nie nodig is nie. Maar jou hart gaan jou smeek, omdat God deur jou hart werk. Kom ons sluit die oë. Here, dit is baie moeilik. Ek weet dat elke een van ons staan daagliks voor soveel keuses. En ek wil vir u kom sê dankie vandag vir besluite wat my ma en my pa kon neem. As ouers het hulle besluite geneem wat my lewe verander het. Daarom wil ek eerstens bid dat ons as ouers sal begin besluite neem, hartsgoddelike besluite. Dat ons as grootouers goddelike hartsbesluite sal begin neem. Ek wil bid dat jong mense hartsbesluite sal begin neem. Dankie dat ek kan weet, u werk vanmôre met elke een van ons. Dankie vir u genade, Here. Dankie vir u liefde. Dankie dat elke een van ons kan weet, u het ons gekies, u het vir ons gesterf, en nou wil u ons toerus. Ons het nodig om te oorwin, Here.
Ons het nodig om God se werk voort te sit op hierdie aarde. Jy is nie gemaak om in te pas nie. Jy is gemaak om uit te staan. Ek bid dat ouers en grootouers vanmôre sal begin besluit te neem wat hulle, selfs as hulle eendag nie eens meer daar is nie, nog steeds die vrugte van sal pluk, die goeie vrugte van sal pluk, van hulle kinders, kleinkinders en agter kleinkinders. Ek wil weer sê, Here, dit is baie moeilik. Daarom het ons U nodig. Ons kan dit nie sonder U doen nie. Kom verander ons, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën.